Baie welkom, ons is bly dat jy kyk en luister na hierdie diens op Facebook of YouTube. Ons beplanning is om regdeur Desember voort te gaan met ons uitsendings van ons dienste. Hierdie is nou Sondag die 21ste, net voor Kersfees, en dan sal daar 'n Kersdiens ook beskikbaar wees, dan al die Sondae daarna, en ook beplan ons middernag diens, maar ons gaan dit 6:00 die middag hou, terwille van die situasie met mense en die bestuur op paaie en so meer. Indien nie fisies hier is, kom woon asseblief gerus ons Kersdiens by. Onthou net dat die tyd 8:00 Kersoggend is, en dat ons oujaarsdiens dan 6:00 die middag sal wees. Ek gaan ons diens begin deur die lees van 'n wotum. Ek gaan 2 tekste daarvoor lees. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede, dit kom van God, die Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die werking van God, die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here ons God, ons wil begin deur baie dankie te sê vir die geleentheid om op verskeidenheid van maniere saam te wees in die erediens, maar ook deur die wonderlike tegnologie van Facebook en YouTube, en dat mense wat weg is met vakansie of wat ver is, kan saam met ons in hierdie erediensgeleenthede deel. Dankie vir hierdie spesiale tyd van die jaar, wat ons kan stilstaan by die herdenking van die geboorte van u seun. Here, en ons weet dat dit nou nie die korrekte datum is nie, maar dit gaan vir ons oor die beginsel, dat u uit liefde en genade binne in ons wêreld ingekom het, en regtig Immanuel, God by ons geword het. Vandag wil ons bid dat u ons sal seën in ons oordenking van die woord, en veral in die verstaan van die kernbeginsel van gee. Ons wil ook bid dat u verheerlik sal word deur ons gedagtes, ons gebede, in die erediens deur ons liedere, en deur ons erkenning dat u die enigste en die lewende en die ware God is. Help ons om te midde van so baie dinge wat ons aandag eintlik aflei rondom Kersfees, tog te bly fokus op die diepste betekenis daarvan. Wil u alles gebruik om ons te herinner aan u liefde, u genade, Jesus se offer, en dit alles deur die oortuiging van die Heilige Gees. Hoor ons asseblief. Amen. Hier so kort voor Kersfees is ons tema vir vandag Kersgeskenke. Ek gaan 'n paar aspekte van Kersgeskenke bietjie aanraak. Die heel eerste is, hoe bepaal ons wie kry wat? In ons eerste hoofpunt, om Kersgeskenke uit te kies, te besluit wat dit gaan wees, dit te gaan koop, is nie 'n maklike storie nie. Dis 'n groot taak, en vir party van ons moeiliker as vir ander. Vir party ander, moet ek dadelik weer sê, 'n verskriklike opgewondenheid. Dis een van die hoogtepunte van hulle jaar. Wat my betref is dit maar 'n bietjie van 'n moeilike kwessie. Ek sal aspekte aanraak soos dis 'n groot taak. Dit verg baie dinkwerk, fyn beplanning, dikwels baie tyd, selfs ure, en dan, en so behoort te wees, 'n deeglike kosteberaming. Nou nie dat almal hulle daar steur of daarby hou nie, maar dit behoort 'n deeglike kosteberaming in te sluit. Kom ek noem van die vrae wat ek beskou as tergende vrae waarmee ons uitgedaag word. Die eerste is, vir wie almal gaan ons koop? Want dis die moeilike ding met hierdie geskenke, vir wie gee ek en vir wie gee ek nie. En as ons as families by mekaar gaan kom, gaan ons almal vir mekaar geskenke koop, of gaan ons net vir die kinders koop, maar dan moet ons ook sê onder 'n sekere ouderdom, want party kinders
van 84 wil nie uitgesluit wees nie. Dan is daar partykeer die reëling dat mense het kreatiewe oplossings, dat ons trek elkeen 'n naam, en dan koop jy net vir een persoon 'n geskenk, en een persoon koop vir jou 'n geskenk. Maar dan is daar altyd iemand in die familie wat nie by die reëls en die ooreenkoms hou nie, en dan tog nou vir almal geskenkies gee, en dan voel die ander nou weer, jy weet, te nagekom daarmee. Goed, dan natuurlik die vraag, ek bedoel, wat koop mens? Jy weet, wat koop mens, want mense het so baie, en hoeveel geld gaan ons bestee? En dan is daar party mense wat ook nog in ag neem, wat gaan hulle vir my gee, en wat gee hulle gewoonlik vir my, want ek wil nou nie hê my geskenk moet nou weer afsteek teen hulle se nie. Nou ja, ek dink ek het die punt gemaak, dat daar 'n klomp goed is, waarmee ons moet rekening hou. Dan ook die verskil tussen mense. Sommige mense koop die hele jaar al geskenke. Ek verstom my altyd aan hierdie mense wat in my maand in 'n winkel loop en sê, weet jy, hier is hierdie oulike ding, dit laat my aan so en so dink. Ek dink ons moet dit sommer nou al vir haar vir Kersfees koop. Dis 'n hele jaar se bewustheid. Ander begin so 2-3 maande voor die tyd, en dan is daar natuurlik die last minute rush tipe persoonlikhede. En dit is my so interessant, in die verlede, ek glo dit sal hierdie jaar weer so wees, het plekke soos Woolies, het verlengde winkelure aangekondig, net voor Kersfees, om daai ouens wat nou in die nood is, kans te gee om nog daai finale spesiale sjokolade, of wat ook al, te kom koop. Maar hoe dit ook al sê, koop ons. En ons tweede hoofpunt wil ek so 'n bietjie raak aan wat ek wil noem 'n paar duidelike, ongeskrewe reëls en beginsels of maatstawwe wat van toepassing is. En ek weet as ek hierdie goed nou noem, dan klink dit asof ek die kersinkopies nou onnodig gekompliseerd maak. Maar ek wil vir julle sê, uit ervaring, weet ek dat dit waarvan ek praat, gebeur in die realiteit. En dit is hoe kompleks die besluite oor geskenke is. Kom ek noem 'n paar. Die eerste is, mens kan uit die aard nie vir almal koop nie. Iewers moet jy 'n lyn trek, daar moet 'n sekere beperking wees. Dan moet die Kersgeskenke gepas wees. Ek bedoel, ek wil 'n storie vertel, wat dit illustreer, en dan sal ek 2 voorbeelde noem. Mens kan nie sommer vir enige iemand net enige iets koop nie. Dat is 'n mooi storie, en ek pas nie so goed in die erediens nie, maar ek wil dit vertel. Van hierdie 3 seuns, wat vir hulle ma, vir haar 90ste verjaarsdag, elkeen 'n baie besondere geskenk, besluit het om te koop. Die 2 van die 3 seuns was baie vermoënd finansiëel, die derde nie. So die eerste seun koop toe vir sy ma 'n nuwe sportmotor. En die tweede seun koop toe vir haar 'n nuwe pragtige dubbelverdieping huis in 'n dierkompleks. En die derde seun was toe baie kreatief, en hy koop vir haar, in ag genome haar ouderdom, koop hy toe vir haar 'n papegaai, wat die hele Bybel uit sy kop uit kan opsê. Hoe dit ook al sê, die spesiale geleentheid het gekom, en hulle het 3 geskenke gegee. Na die tyd wil die ma toe vir die 3 seuns dankie sê. Sy sê toe vir die eerste seun, my seun, baie dankie vir die pragtige sportmotor, maar mamma sal hom ongelukkig nie kan gebruik nie. Die verkeersdepartement was verlede maand hier, en hulle het my lisensie kom gevra dat ek my lisensie vrywillig inhandig. Vir die tweede seun sê sy, ag my seun, baie dankie vir die pragtige huis, maar met ma se 2 knievervangings en so meer, gaan ek regtig nie die trappe kan opkom nie, maar dit maak nie saak, die ma waardeer die gesindheid agter die geskenk. Vir die derde seun, wat toe nou die papegaai vir haar gegee het, wat die Bybel kan opsê, sê sy toe, my seun, vir jou wil ma besonderlik dankie sê, dat jy so rekening gehou het met ma se omstandighede en so aan, en ma moet vir jou sê, in my lewe het ek lanklaas so 'n lekker hoendertjie geëet. Goed, net 2 wenke oor geskenke wat pas
moet asseblief nou nie vir oupa of ouma 'n heel biltong koop, wat hulle nou mee gaan sukkel met die valstande nie. Koop hom miskien liewer iets soos Turkish Delight, en dan asseblief moenie vir 'n ou wat baie lief is vir wyn, veral droë rooiwyn, 'n bottel soet witwyn gee nie. Dis nie gepas nie. Ek kom by 'n derde aspek van dinge waarmee ons moet rekening hou. Ons moet koste moet verband hou met die persoon en met ons verhouding. Ek bedoel vir 'n spesiale persoon in ons lewe, ons vrou, ons man, iemand wat baie naby aan ons is, sal ons natuurlik gewoonlik meer geld spandeer, en dan om dit net verder te vat vir mense soos kollegas of vriende, as ons by mekaar is, sal 'n mens iets soos sjokolade koop en so aan. Nou ja, daar is ook allerhande duur sjokolades, maar nou ja, dis nou maar net 'n paar wenke. Slotsom. Om geskenke te koop tydens Kersfees is nie 'n random oefening nie. Dis 'n fyn berekende oefening met spesifieke prioriteitsvolgorde. Ons derde hoofpunt. Geskenke vir ander mense as ons vriende of familielede. Mense wat nie regtig deel is van ons nabykring of ons binnekring nie, byvoorbeeld. En dis belangrik, en is 'n pragtige idee om vir sulke mense geskenke te koop. Ek dink aan 4. Miskien mense wat duidelik in ons gemeenskap minder bevoorreg is. Wat 'n absolute voorreg en wat 'n mooi idee om tydens Kersfees vir minder bevoorregte mense ook geskenke uit te deel. Dan dink ek aan plekke soos kinderhuise en so meer. Baie mense gaan laai geskenke af by 'n kinderhuis, is 'n mooi idee. Party mense gaan lewer kosgeskenke af by 'n plakkerskamp, wat 'n absolute pragtige idee is. En 'n laaste een wat ek as voorbeeld sal gebruik. Ek het 'n spesiale plek in my hart vir hierdie mense wat party mense geweldig frustreer met hulle trollies wat hulle langs die pad sleep en in die pad sleep, en ons moet om hulle ry met die karton en plasties en so meer wat hulle bymekaar maak vir herwinning. Ek is nogal geneig om te stop as ek kan, as daar plek is, en vir hulle geldjie te gee, en dan te sê, ek gee vir jou hierdie geld vir 2 redes. Die een is omdat jy probeer, omdat jy nie by 'n verkeerslig staan en bedel nie. You are trying to make a difference. En dan by geleentheid is dit ook goed om te sê, die Here is goed vir my, en ek leef uit sy genade, en ek wil iets daarvan met jou deel. So dit sê iets van die ware gees van Kersfees. Jesus het ook 'n pragtige beginsel gegee, natuurlik nie net vir Kersgeskenke nie, maar vir die lewe. Ons kan dit toepas op Kersfees. Hy het gesê, moenie net aan diegene iets gee wat iets aan julle kan teruggee nie. En moenie net diegene groet wat julle teruggroet nie. Ek dink 'n pragtige beginsel dat dit moenie 'n uitruil transaksie wees nie. Ek gee vir jou want jy gee vir my. Die groot vreugde lê eintlik daarin om iets te gee vir iemand vir Kersfees wat nie aan jou kan teruggee nie. Maar nou wil ek 'n baie belangrike punt maak. Ek voel selfs al gaan ons ver buite ons kring met plakkers, minderbevoorregtes, die trolley sleepers en so meer. Is daar steeds, dink ek, by meeste mense, 'n perk van hoe ver ons sal gaan en wie ons sal insluit. Kom ek noem voorbeelde. Ek dink armes is vir ons okay. Behoeftiges in die algemeen okay. Kinders, okay, dit raak ons almal se hartsnare. En dan miskien mense wat baie siek is of swak is of baie oud is. Maar ons het 'n perk. Baie min van ons sal geskenke gaan aflewer by die gevangenis vir misdadigers. En dan wie ons ook al beskou as ons vyande. Daai mense is nie, hulle maak nie die kat vir die lys van ons Kersgeskenke nie. Maar ek laat dit eers net daar, gaan nie nou daarop uitbrei nie, daar sal later net 'n verwysing daarna kom. In ons vierde hoofpunt wil ek jou nooi om saam met my so bietjie dieper te dink. Kom ons dink 'n bietjie dieper oor geskenke wat geld
nie kan koop nie. En ek wil 2 voorbeelde hier noem. Die eerste is orgaanskenkings. En nou praat ek hier net van 'n Kersgeskenk nie, ek praat van 'n geskenk in die algemeen, om 'n orgaan vir iemand te skenk. En ek wil dit in 2 kategorieë indeel. Die eerste baie maklik om te verstaan, die tweede moet ons 'n bietjie ons verbeelding gebruik. Die eerste tipe van orgaanskenking, wat ek as 'n voorbeeld sou wou noem, is om 'n orgaan soos 'n nier vir iemand te skenk. Nie enigiemand kan, almal weet dit, nie enigiemand kan vir enigiemand 'n nier skenk nie, daar is net sekere mense wat alles moet klop om 'n gepaste skenker te wees. En nou om 'n nier te skenk is 'n verskriklike groot ding, en dit is 'n verskriklike groot besluit om te neem, en dit kan 'n geweldige risiko inhou, omdat jy wat die skenker is dan net 1 nier het. Dit hou 'n risiko in, nie in die sin vir onmiddellike dood nie, maar as jy later dan nou 'n toestand sou kry, of wat ook al, of 'n probleem met daai 1 nier, het jy nie 'n tweede nier nie. Ek gaan dit kort opsom deur te sê, dit hou 'n groot risiko in, maar dit behoort onder normale omstandighede nie jou lewe te kos nie. En dan die vraag, vir wie almal sal jy bereid wees om byvoorbeeld 'n nier te skenk? Skielik word die kringetjie van wat ek voorheen genoem het oor aan wie ons almal moontlik Kersgeskenke kan gee, baie, baie, baie kleiner. En dit word so klein dat dit miskien beperk sal wees tot net ons naaste familielede of iemand wat ons baie, baie goed ken of in 'n baie, baie nou verhouding mee staan. Ek herhaal, mens skenk nie maklik 'n nier nie, en mens skenk nie sommer vir enige een nier nie. En dan wil ek 'n tweede kategorie van orgaanskenkings noem, en nou moet ek natuurlik vra dat jy saam met my jou verbeelding gebruik, want dit is aan die een kant so 'n bietjie van 'n, klink in die begin na 'n bietjie van 'n absurde voorbeeld. Dit is nie heeltemal absurd nie, maar dit klink so. Sê nou maar, jy kon jou hart skenk terwyl jy nog lewe. Ek bedoel, is heeltemal iets anders om in te skryf as 'n orgaanskenker en te sê, wanneer ek sterf, kan julle my hart gebruik. Maar kom ons skets vir onsself 'n scenario waar daar iemand baie naby aan ons is wat dringend 'n hartoortplanting moet kry om te oorleef, en ons hart is geskik. Wie sou in jou denke kwalifiseer as iemand vir wie jy bereid sal wees om jou hart te skenk, wetende dat dit jou lewe gaan kos? Nou, ek gaan sommer myself as voorbeeld gebruik. Ek kan net aan 3 dink wat sal kwalifiseer. Heel eerste, my vrou, enige van my kinders, en natuurlik enige van my kleinkinders. Ek weet ons gebruik ons verbeelding hier, maar in so 'n situasie, as dit een van hulle se lewe kan red ten koste van my eie, en mens weeg alles teen mekaar op, sou mens dit tog ernstig oorweeg. Maar kom ek wees eerlik, en ek sê sorry. My lys gaan nie verder as my vrou, enige van my kinders of my kleinkinders nie. Nou, baie interessant. Paulus bevestig nogal iets van hierdie ding dat ons elkeen 'n perk het vir wie ons bereid sal wees om ons lewe te gee. En hy doen dit in Romeine 5 vers 7. Nou natuurlik gaan ek nou in die begin net vers 7 lees, want dit is mos maar wat ons baie keer doen buite konteks, maar ek gaan daarom later 'n bietjie meer konteks verleen. Romeine 5 vers 7. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog, vir 'n goeie mens
sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Ek wil op hierdie teks so 'n bietjie uitbrei, deur jou maar net te herinner daaraan, dis iets wat jy weet. Jou net daaraan te herinner, dat uit die geskiedenis weet ons van baie heldedade. Baie mense wat hulle lewens opgeoffer het ter wille van ander mense. Dis nie 'n onbekende ding dat mense hulle lewe opgeoffer het in 'n heldedaad vir ander nie, maar nie altyd nie, maar byna altyd sal dit wees vir of goeie mense of spesiale mense of mense wat baie naby aan my is. Byvoorbeeld 'n leiwag vir die baie belangrike persoon wat hy moet beskerm. Ouers vir kinders. Ag, daar's maar jy kan jou eie voorbeelde opnoem en jouself daaraan herinner. Maar die maatstaf is gewoonlik nie sommer net vir enige iemand nie. In 'n 5de hoofpunt, wat is God se maatstaf of God se riglyne of God se norme oor die gee van 'n lewe? Nou, dit is radikaal anders as ons maatstaf. Kom ek lees nou weer vers 7, maar dan lees ek saam met vers 7 ook vers 8 uit Romeine 5. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ek dink ons vergeet of verloor dit so 'n bietjie uit die oog, dat sonde maak van ons God se vyande. Daar's 'n wanverhouding tussen ons as mens en God. Maar God kies, die Vader en dan die Seun, om terwille van ons, terwyl ons sy vyande is, sy lewe te gee. Nie eers wanneer ons goed is nie, of tot bekering gekom het nie, of hom opreg dien nie. Dis nie dan wanneer God eers bereid is dat Jesus sy lewe vir ons gee nie. Jesus gee sy lewe 2000 jaar gelede, voordat ons enigiets kon doen om dit te verdien en wetende dat ons dit nie kan verdien nie. Ek wil graag hierdie kontras uitlig tussen ons geweldige proses om te selekteer vir wie gee ek, wat gee ek en onder watter omstandighede. In teenstelling met God, wat in Christus sy lewe vir ons gee, terwyl ons, soos dit in Romeine beskryf staan, sy vyande is. Nou kan ek my voorstel, dat daar dalk mense sal wees wat vir my wil vra, Bram, is jy nie vanoggend bietjie deur mekaar nie, is jy nie 'n bietjie deur mekaar met die kerklike kalender nie, en my kollega Dominee Werner verwys mos gereeld na die kerklike kalender, en hy pas sy preke baie streng aan volgens die jaar se kerklike kalender, en ek is so bly hy doen dit, want ek is nog al die jare baie swak om dit te doen, en ek dink is 'n winspunt in ons gemeente, en ek geniet dit geweldig dat hy by die kerklike jaar stil staan, en veral nou ook in die adventstyd. So ek kan my voorstel dat iemand sal vra, hoorie Bram, as jy nie nou 'n bietjie deur mekaar met Paasfees en Kersfees nie, want as jy nou praat van dat Jesus sy lewe vir ons gee, terwyl ons nog God se vyande is, dan praat ons mos van die kruisiging.
En dit pas mos nou by Paastyd. Ons is nou in Adventstyd. Dit gaan oor die verwagting van die verlosser wat gaan kom. Ons is besig om soort van voor te berei geestelik om die geboorte van Jesus te herdenk. En nou is jy by die kruis, is jy nie die mekaar met Paastyd en Kerstyd nie. Nee, ek is nie die mekaar nie, want dood eenvoudig, ons kan nooit die krib en die kruis skei nie. Om die krib en die kruis te skei, dan is mens besig met 'n valse godsdiens. Jy kan nie al hierdie opgewondenheid beleef oor die geboorte van Jesus, maar nie ook deurdring en besef dat Jesus ter wille van ons gesterf het nie. Die twee is onlosmaaklik verbind en ek wil dit in een sinnetjie uitdruk. Jesus word gebore om te sterwe. As ons die geboorte van Jesus herdenk, soos ons in Kerstyd doen en is reg, dan herdenk ons sy geboorte met die wete dat hy gebore is om te sterwe. Jesus se geboorte is God se groot geskenk aan my en jou, aan die wêreld, aan die ganse mensdom. Kom ek lees Johannes 3, vers 16, en alhoewel dit oorbekend is, wil ek graag vers 17 daarmee saamlees. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Kersfees handel oor God se genade, oor die groot geskenk van sy seun aan ons. Amen. Here, dankie vir die groot waarheid wat vir ons opgeteken is. Ons raak so bietjie verward en deurmekaar met al die opgewondenheid oor Kersfees en al die geskenke en al die besluite wat ons moet neem. Het heeltemal 'n ding op sy eie geword en amper 'n lewe van sy eie gekry. En in die proses kan dit so maklik gebeur dat ons die wese van Kersfees mis, u gawe aan die wêreld. Ons wil bid deur die Gees dat u vir ons sal lei om weer 'n bietjie perspektief te kry, diep daaroor na te dink, en dat dit 'n impak sal hê op ons dankbaarheidslewe, en ook 'n impak sal hê op die gesindheid, waarmee ons dalk nou besluit oor geskenke en vir wie, en dalk omdat God vir ons uit genade gered het, dalk ook 'n bietjie verder sal dink en verder sal gee, as diegene wat net vir ons spesiaal en kosbaar is, en miskien ook dink aan die mense wie se nood groter is, soos wat ons nood aan verlossing so groot is. Ons bid dit alles in afhanklikheid van u, en met die oortuiging dat u ons Vader is wat ons lief het, die Seun Jesus Christus is wat ter wille van ons kom sterf het, en God die Heilige Gees is wat ons van die waarheid oortuig. Amen. Geliefdes, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die seënende, lerende teenwoordigheid van God die Heilige Gees bly by jou. Amen.